waarna jy kyk, bepaal hoe jy groei. Daar's 'n baie interessante verskynsel in die natuur wat bekend staan as heliotropisme. Dit beteken letterlik om die son te volg. 'n Goeie voorbeeld daarvan is sonneblomme. Jong sonneblomme draai deur die dag hulle koppe van oos na wes om die son te kan volg. En wanneer die son sak, draai hulle weer terug oos, gereed vir die volgende oggend se lig. Nou navorsers meen en sê dat dit help die plant om meer sonlig op te neem. Dit help die plant om vinniger te kan groei en sterker te word. Dis asof die sonneblom iets verstaan van, om te groei, moet ek na die lig draai. En ek wonder of dit nie ook waar is van ons nie. Ons groei dikwels in die rigting van dit waarop ek en jy fokus. As ek heeltyd fokus op my vrese, word my vrese groter. As ek heeltyd fokus op my probleme, word my probleme groter. As ek heeltyd fokus op my teleurstellings, word my teleurstellings swaarder. Maar wanneer ek my oë op Christus rig, gebeur iets anders. Die probleme verdwyn nie noodwendig nie. Die storms hou nie noodwendig op nie, maar ek begin groei in die rigting van die lig. En daarom skryf die Hebreërbrief in Hebreërs 12 vers 2, laat ons die oog gefestig hou op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Interessant genoeg, verloor 'n volwasse sonneblom later die vermoë om heeltyd te draai. Maar dan staan hy permanent ooswaarts in die rigting van die opkomende son. Miskien is dit iets soos geestelike volwassenheid. Nie dat ons nooit weer uitdagings sal beleef nie, maar dat ons geleer het waarheen om te kyk wanneer daar uitdagings op ons afkom. En vandag wil ek jou uitnooi om jouself af te vra, waarop is my fokus ingestel? Want waarna jy kyk, bepaal dikwels hoe jy groei. En soos die sonneblom sy gesig na die son draai, mag ek en jy ons harte na Christus draai. Want waar sy lig val, daar groei lewe. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, Hier so baie keer in ons lewens fokus ons aandag net op die negatiewe dinge, net op teleurstellings, net op ons vrese, dat ons dikwels so vasgevang word daardeur, dat ons amper nie kan aangaan met die lewe nie. Maar Here, help ons dat ons deur U Gees weer ons fokus sal verskuif na Christus. Dat ons oë gerig sal hou op Hom, die begin en die volëinder van ons lewe, die ewige lig. Here, ons gebed is, wil U gee dat Christus se lig in en deur ons sal skyn. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met iemand anders. Dalk het iemand net nodig om weer tot die insig te kom, dat hy sy oë gefokus moet hou op Christus, die lig. Tot 'n volgende keer.